shackled by a heavy burden, neath a load of guilt and shame. But then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Jesus touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Since I've met this blessed Savior, and since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it for eternity long. Jesus touched me, oh, He touched me, and oh, the joy that floods my soul. I said something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. I said something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. En dit is so fantasties. Ek wil hê jy moet graag die Bybels by my oopmaak in die boek van Hebreërs hoofstuk 3. En ek gaan vir die vers 15 lees. Hebreërs hoofstuk 3 vers 15. Ek staan met iemand in gesels en uit die bloute uit sê hy vir my: "Man, ek hou van die manier waarop jy die boodskap bring. Jy preek net te lank." Hy sê ek kan nie vir 'n uur daar onder die woord sit nie. Hy sê ek raak aan die slaap. Hy sê jy preek net te lank. Ek sê okay, ek het vir jou goeie raad. Moenie weer kom nie. Ek het vir jou baie goeie raad. Don't come again. If it's too long, don't come again. En want as jy nie wil hê dat die waarheid jou moet vrymaak nie, as jy nie 'n passie het vir die woord van God nie, bly by jou huis. Reg. Of sit en slaap agter die YouTube kanaal en dan luister jy dit daar. Hy sê nee, jy preek heeltemal te lank. Ek kan nooit vir 'n uur net sit en luister hoe jy preek nie. Ek sê die probleem is, jy hou nie van die God wat jou gered het nie. Dis jou probleem. As jy hou van die God wat jou gered het, sal jy 'n passie hê vir sy woord, sodat sy woord in jou lewe 'n werklikheid kan word. So, bly by wys. So maklik so dit. Nou kyk hy my so op en af, asof ek van 'n ander planeet afkom. He look at me. Ek weet nie of hy wil hê. I don't know if you expect me to beg him to come to church. Ek weet nie of hy dit wil hê nie. Maar ek dink hy sal nie gou weer kom nie. Is nou maar net so. Ek dink nie hy sal gou weer kom nie.
Ekskuus, in Hebreërs hoofstuk 3 vers 15, Hebrews 3:15. Omdat daar gesê word vandag, as jy sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. While it is said today, if you will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation. Daar's altyd, there will be always an opportunity, daar sal altyd 'n geleentheid van God vir jou geskep word, om duidelik te hoor wat God vir jou wil sê. Dit hang af of jou hart reg is om te hoor. It all depends on your heart, if you want to hear what God says. And today he tells you, today if you will hear his voice, harden not your heart. Want daar is baie dinge, veral in godsdiens, wat jou hart kan verhard, jou gedagte kan verander, en die plan van God vir jou lewe mis. There's a lot of things in Christianity that's been preached from the pulpit that can mislead you. They never come to the promise that God made. It never come to the intention that God have, that his will be manifested in your life. And it's all about, dis alles gaan net oor die wil van God. Dis alles gaan oor die wil van God en niks anders nie. So as jy vandag iets hoor, if you hear something today, open your heart. Accept it. Maak jou hart oop. Okay, so kom ons gaan na, ek wil vanmôre reg in die begin van die Bybel beginne. Ek wil daar in Genesis hoofstuk 2 beginne. Genesis hoofstuk 2, die skepping van die man en die vrou. Genesis hoofstuk 2, en ek gaan vir die vers 18 lees. And the Lord said, it's not a good that the man should be alone. I will make him and help meet for him. Luister net wat die Afrikaans sê. Right, hy sê, ook het die Here gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Die Afrikaans sê, I will give him somebody, I will give him a hope or a helper that fit with him, that's fit with him. And that changes the whole thing. Dit verander die hele ding. Jy kan of 'n vrou hê of jy kan 'n vrou hê wat by jou pas. Alright? Nou dit is baie, ek wil juist bou op dit vanmôre. 'n Vrou wat by hom pas. En dan sê hy vir ons in vers 22 van dieselfde hoofstuk, in verse 22, the same. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Alright? And he brought her unto the men. Ek wil hê jy moet dit onthou, hy bring haar na die mens toe. He bring her to the husband, alright? Hy bring haar. En nou in vers 23 sê hy, toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees en sy sal man genoem word, want sy is uit die man geneem. En Adam sê, this is now bone of my bone. En vlees van my vlees. So ek gaan hom maar in Engels en Afrikaans skryf. Been van my been en vlees van my vlees. Kan jy iets in dit raak sien? Wat sien jy? Hy maak geen onderskeid tussen hom en sy vrou nie. He doesn't make any deviation between him and his wife. Wat Adam gekry het, is outomaties oorgedra na Eva toe. Kan ek vir jou gou 'n storie vertel? Can I tell you a story? Adam kry vir Eva in die tuin van Eden. En Eva sê vir hom, weet jy, ek het so pas met die duiwele onder onsie gehad.
Die vraag wat ek vir jou wil vra, of die vraag wat ons vir mekaar moet vra is, hoekom het Adam vir Eva alleen gelos met die duiwel? Dink 'n bietjie. Hoekom het hy vir Eva alleen gelos met die duiwel? Dis iets vir die VFL, hè? Want hy het soveel vertroue in sy vrou gehad, dat sy vrou dit sal kan hanteer. Hoor wat ek sê vanmôre. Hy het soveel vertroue in sy vrou gehad, dat sy vrou dit sal kan hanteer, en hy nie nodig het om haar bystand te verleen nie. Want hy het haar geleer, wat God hom geleer het. En hy het vertroue gehad. Ons kan vra vanmôre, Adam, waar was jy? Waar was jy? Adam, where were you when the devil confronted Eve? Ek het soveel vertroue in Eva gehad, want sy was deel van my. En sy het geweet wat God my gesê het. Alright? En ek wil dit deurbring na die Nuwe Testament toe. Alright? Paulus is iemand wat dit baie duidelik maak. Want hierdie skepping van Genesis is seker een van die grootste verborgenheid wat die kerk heeltyd miskyk. Want hulle was een met mekaar. Daarom sê die skrif ook, die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef. Hulle moes een vlees word. En Adam het dit begryp, en Eva het dit begryp. En Adam het al sy vertroue in sy vlees geplaas, en Adam het alle vertroue in sy been geplaas. En geweet, dat hierdie vrou is by magte, om te kan doen wat ek in staat is om te kan doen. Luister vanmôre, hierdie vrou van my is in staat om te kan doen wat ek in staat is om te kan doen. Daar's geen verskil nie, daar's geen onderskeid nie. Sy is wat ek is en ek is wat sy is. Kan jy die Nuwe Testament optel? Kan jy die Nuwe Testament optel? Sy is wat ek is en ek is wat sy is. En Adam het dit besef. Maar ek dink Eva wou nie die verantwoordelikheid vat nie. Ek sê Eva wou nie die verantwoordelikheid vat nie. She took the easy way out. En die kerk van die Here Jesus vandag vat die easy way out. Hulle wil nie die verantwoordelikheid vat nie. Kom ons blaai na die boek van die Efesiërs toe. Ek gaan vanmôre probeer om daai ou se versoek 'n bietjie hoe sal te eerbiedig, en ek gaan probeer korter preek. Efesiërs hoofstuk 5 vers 25. Ephesians 5:25. Ephesians 5:25. Manne, julle moet julle vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het. Luister, en homself daarvoor oorgegee het. Ander woorde, luister. Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Luister wat die Afrikaans sê, hy het homself oorgegee. Hy het homself oorgegee. He gave it over to the church. He gave everything over to the church. Because hy het vertroue in sy nageslag. Hy het vertroue in die een wat gebore is volgens sy been en volgens sy vlees, en ek gaan nou by dit kom. So hy het alles oorgegee. He gave everything over to the church. Kom ons lees nog 'n bietjie verder. Hy sê vers 26, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, that he might sanctify, cleanse it with the washing of the water by the word. Dit is waar Paulus baie fyn ingeskakel is. Luister wat ek sê, dit is waar Paulus baie fyn ingeskakel is, want Paulus moes geopenbaar het wat dit werklik was. Alright, na Christus se kruisiging, na sy opstanding, moes Paulus die woord van die waarheid bring, die woord van die reiniging, wat Christus aan hom geopenbaar het, sodat die kerk, sodat die liggaam van die Here Jesus, sodat sy bruid, sodat sy vrou kan wees, dat sy is gewas, he's sanctified, he's cleansed, completely made whole by the blood of Jesus Christ.
Want Jesus kon dit nie aan almal vertel nie. Maar hy kon mense kry om die boodskap oor te dra. En dit is hoekom Paulus 'n baie, that's why Paul plays a very big role in the New Testament. Because to him it was revealed that was in all ages not been revealed to the sons and the prophets, that Christ in you is the hope of glory. En daarom het Paulus 'n baie groot rol gespeel en daarom het Paulus ook Efesiërs geskryf. Alright? Nou sê hy vir ons in vers 27, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek kan wees. Here, dit is so 'n belangrike ding, that he might present it to himself. Sien jy dit daar? That he might present it to himself, a glorious church, not having a spot, no wrinkle, or any such thing, that it should be holy and without blemish. Die ander woorde, Christus sê, ek bring my bruid na myself. I bring my bride to myself. Ek bring my bruid na myself toe, met die verskil. Ek gaan nie soos Adam hoop dat sy dit gaan maak nie. Ek gaan haar sonder vlek, sonder rimpel, sonder enige gebrek plaas in my teenwoordigheid. En dan sal ek kan doen, of dan sal my bruid veronderstel wees om te kan doen wat sy veronderstel is om te doen. Alright? So ek gaan eers maak dat sy sonder vlek is en sonder rimpel is. Ek gaan eers maak dat sy heilig en skoon is, sodat sy, die oomblik as sy besef, the minute she realized that there is no accusation from anybody, die oomblik as sy besef, dat ek het haar gereinig, ek het haar geheilig, en ek het haar voor myself gestel, en sy besef dat daar geen aanklag teen haar kan wees nie, then she has the ability to confront the enemy. Hoor jy wat ek sê? Dan is sy die vermoë om die vyand te kan konfronteer. Daarom sê Paulus ook in Efesiërs, eintlik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly. Maar as jy nie weet wat die volle wapenrusting is nie, en jy nie weet waartoe God jou bemagtig het, dan kan jy nie staande bly nie. Dan kan jy nie staande bly nie. Because you can always, the devil is going to look for a weak spot. Hy gaan altyd vir 'n swak plekkie soek in jou mondering, en dan het hy iets om 'n vasdra plek te kry. En die oomblik as hy die vasdra plek gekry het, dan verneder hy jou. Maar Christus sê, ek gaan my bruid, of ek gaan my vrou op die plek plaas waar ek is, ek gaan haar eers heilig kry, en die oomblik as ek haar heilig gekry het, en sonder vlek, dan kan sy optree namens my, in die sigbare wêreld. Okay, vers 27, vers 28, ekskuus. So behoort die mans hulle eie vrouens lief te hê, soos hulle eie liggame, wie sy eie vrou lief het homself lief. Met ander woorde, Christus sê, ek bewys my liefde. Dis reg, los 30 net daar. Ek bewys my liefde deur om my vrou te maak soos wat ek is. Vers 30. Want ons is lede van sy liggaam, sy vlees en van sy bene. For we are members of his body, of his flesh and of his bones. Kom ons dink net so 'n bietjie daaroor. As ek die vlees van sy vlees is, en ek is die been van sy gebeente, en hy het my heilig gemaak, hy het my regverdig gekry, hy het my vlekkeloos gekry, en nou sit hy my in 'n, soos die Engelsman sal sê, he put me in a dignified place. Hy plaas my op 'n plek waar ek kan wees soos wat hy my gemaak het. Alright, so daarom sê hy vlees van my vlees
en been van my gebeente. Geen onderskeid nie. Het jy gehoor? Geen onderskeid nie. Waar ek is hy. Waar hy is ek. Wat ek het, is sy. En wat sy het ek. Dit hang net af hoe vernuwe is ek in die gees van my gemoed. Het jy gehoor wat ek sê? Dit hang af. It all depends if I'm renewed in the spirit of my mind. Dis al waarop dit. Nou ek kan die heel dag sit en bedink hoe miserabel ek is, hoe 'n mislukking ek is, en hoe swak ek is, en hoe ek dit nie maak nie, of ek kan vernuwe word in die gees van my gemoed en sê, been van sy been, en vlees van sy vlees, en wat hy gedoen het om by my sy woonplek te kan kom maak, verander die prentjie heeltemal. Alright? As ek dan nou die tempel is, en ek is sy huis, en ek is sy blyplek, ons ken dit nou almal, dan weet ons mos nou, soos wat die priester gegaan het om God te bedien, en dan 'n antwoord van God af te kry, hopelik, as God met hom wil praat, dan kry hy antwoord. En dan kry hy vanuit die heiligheid, kry hy 'n antwoord, en dit braai na die volk toe. Maar as ek en jy die huis is, en ek en jy is die blyplek, en ons is die tempel, dan is die heiligheid van God altyd in my binnekant. Het jy gehoor wat ek sê? Dan is die heiligheid van God altyd teenwoordig. Dit hang af hoe vernuwe ek is in die gees van my gemoed. Want ek is been van sy been en ek is vlees van sy vlees. En ek sal, Adam sê, sy sal manin genoem word. So I will be called godlike. Het jy gehoor wat ek sê? Been van sy been en vlees van sy vlees, want Johannes sê dan, soos wat hy is ek in hierdie wêreld. Nou as Adam sy vrou manin noem, dan moet Jesus sy vrou godlike noem. En dan is hy 'n godly person. Dink 'n bietjie, ek sien jy dink. Met ander woorde, hy sê ek maak jou soos wat ek is. En daarom kan jy nie, therefore you cannot allow the devil to dictate your life. Jy kan nie toelaat dat die duiwel jou lewe dikteer nie, want jy is been van sy been en jy is vlees van sy vlees. Het hy nie gesê, ek gee alles oor aan hulle. Vader, soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek hulle. So stuur ek julle, en aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en nou stuur ek julle met daardie kommissie, gaan uit in die wêreld. En weet jy dat dit was sy aanklag? Dis waarvoor hulle sy aanklag geskryf het, dis waarvoor hom gekruisig het, dis waarvoor hom doodgemaak het, want hy sê hy's 'n seun van God. Hy sê, hy's 'n seun van God. Maar hy sê, van jou, jy's nie net eintlik my seun nie, jy's my intieme verhouding wat ek met jou het. Jy is my vrou. En daarom het Paulus gekom, en hy sê, ek het jou as a chaste virgin, I present you to Christ. Daarom was Paulus 'n werk gehad. Paulus het 'n uitstaande werk gehad. Hy het 'n uitstaande roeping gehad, om seker te maak, dat die mens met wie hy 'n verhouding het, of die mens met wie hy in aanraking kom om die evangelie te verkondig, dat hy hom perfek in Christus Jesus kry. Daar moenie 'n twyfel wees nie. Daar moet geen twyfel wees, wanneer Paulus met jou klaar is, dan weet jy is perfek in Christus Jesus, en daarom het hy gekom om die woord van God te vervul. Alright?
maar hy moes dit eers ontvang het van Jesus Christus af, deur 'n openbaring. Waar is ek nou? Okay, het ons vers 30 gelees, been van sy been en vlees van sy vlees. Blaai 'n bietjie saam met my na die boek van Hebreërs toe, Hebreërs hoofstuk 10, vers 5 tot en met vers 9. Hebreërs hoofstuk 10, vers 5 tot en met vers 9. As jy hierdie ding, if you understand, as jy hierdie ding begryp, if you comprehend this what Paul says, it will distinguish, dit sal jou afskei van kerkmense. Hoor wat ek sê vanmôre. Want kerkmense wil jou deur aksies heilig kry by God. Jy moet sekere dinge doen om geheilig te word. Hy sê, ek het jou klaar heilig gemaak. Hoor jy wat ek sê? Die kerk wil hê, jy moet pas op dat jy nie sekere dinge doen nie. Want as jy sekere dinge doen, dan diskwalifiseer jy jouself. Maar hy sê nee, ek het jou heilig gemaak, ek het jou aanvaarbaar gemaak. Jy moet net vernuwe word in die gees van jou gemoed, sodat die gees wat jy aan God mee verbind is, jouself kan verander. Kerk het my al die tyd as 'n jong seun geleer, as jy rook, gaan jy hel toe. Ek noem dit nou maar net so. Maar weet jy wat? As ek uit die kerk uitkom, dan luit ek my stompie. And they never succeed. But Christ succeed. Christus het oorwin die oomblik toe ek besef ek is geherskep na sy beeld. Toe kom ek agter. Dis nie die rook wat my hel toe vat nie, dis die skuldige gewete wat ek voor God het. En hulle het vir my gepreek. Kan ek maar 'n bietjie brek? Ek het in die 6de van die 6de maand 1976 het ek tot 74 ek tot bekering gekom en elke Sondag aand het ek gehoor, as jy rook, gaan jy hel toe. And only about 20-30 years later I realized Christ became a reality in my life. En daai maak dat ek dinge aflos. Hulle kon my nooit kry om dit te los nie. Hulle kon my nooit kry om dit te los nie. Maar die oomblik toe die realiteit van Christus Jesus 'n werklikheid word, wil ek amper sê, toe vat God dit outomaties weg. So I will never tell you you will go to hell. But I will tell you, you are bone of his bone and flesh of his flesh. Alright? Ja, natuurlik. En dit sal jou help om verander te word na sy beeld. I will never accuse you. Never, never, never. I'm not allowed to accuse you. Weet jy wat sê die woord van God oor accusers? Waarvan jy 'n ander beskuldig, het jy self skuldig geword. Okay, genoeg van dit. Hebreërs hoofstuk 10 vers 5 sê, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Right? When he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. Here, dit is so wonderlik om te besef. As ek dit sommer net direk so kan uitvat. I became his body. I became his temple. I became his house. Okay. Verse 6, in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. All right. Then said I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Above when he said, sacrifice and offerings and burnt offerings and offerings for sin thou wouldest not, neither has pleasure therein which are offered by the law. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first,
that he might establish the second. Het jy gehoor wat ek sê? He taketh away the first, so that he can establish the second. In ander woorde, hy vat alles weg, wat God nie behaag het nie. Uit die Ou Testament, vat hy alles weg, wat God nie behaag het nie, waar jy afgeskeie van God is, en hy kom en hy openbaar sy wil, sodat jy nou vanuit 'n offer kan lewe, vanuit die offer oorgeplaas kan word. Hoor jy wat ek sê? Sodat jy oorgeplaas kan word, sodat jy die lig, jy die lewe, jy die seën, jy die genade, jy die vryheid, jy die seën, jy die vergifnis, jy die rus, en jy het die Vader, wat jy kan uitwys aan mense wat dit nodig het. As jy jou uit die duisternis uitgehaal het, what are you doing in the darkness? As jy jou uit die duisternis uitgehaal het, wat doen jy in die duisternis? Want hy het jou been van sy been gemaak, en het jou vlees van sy vlees gemaak. Die duisternis kla jou net aan. Hy kla jou net aan. En dis al wat hy doen. Hy maak jou onbevoeg. Maar Paulus sê, en ek gaan nou by dit kom, ek het jou aan Christus as 'n rein maagd voorgestel. Here, as ons dit net kan besef, ek het jou as 'n rein maagd voorgestel. En as jy 'n rein maagd is, in die oë van Christus, is daar geen iets wat 'n aanklagte het nie. Then there is no accusation against you. Okay, kom ons blaai gou daar na 2 Korintiërs hoofstuk 11 toe. Ek gaan nou terugkom na Efesiërs terug toe. 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 2. 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 2. Ek dink is dit, ek hoop ek het reg geskryf. En ek wil hê jy moet hoor wat die engel sê. Alright? For I'm jealous over you with a godly jealousy, for I have espoused you. Het jy gesien wat hy sê? I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Met ander woorde, ek het jou kom voorstel, sodat jy getroud kan wees met Jesus Christus, as 'n rein maagd voor God. Met deel van my, of been van my been, en vlees van my vlees. Daarom kom ek, en ek stel jou aan Christus voor. Nie aan die wet nie, nie aan offers nie, ek stel jou aan niks anders te voor nie, ek wil niks anders onder julle weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En ek het jou voorgestel, as 'n bruidjie, en Jesus het gesê, okay, ek vat haar, en ek gee haar my trouring. Want ek self het haar vir my skoon gemaak. En nou vat ek en ek sit my ring aan haar vinger, en sy sal myne wees vir altyd, omdat God haat egskeiding. Daarom sal ek my vader en my moeder verlaat, en ek sal my vrou aankleef. En ons twee sal een vlees wees. Sy sal been van my been wees, en sy sal vlees van my vlees wees. En daarom het ek die vrymoedigheid om by haar my intrek te neem. Dink 'n bietjie daar. Daarom het ek vrymoedigheid. Ek gaan my huis opsit waar sy is. Ek verlaat alles en ek gaan my huis opsit waar sy is. I will be where she is. En as sy my aanbod van my offer aanvaar om met my te trou, dan trek sy by my in en ek trek by haar in. En ons sal een wees. En dit kan nie weer geskei word nie. Daarom
sal sy my vlees wees en sy sal my gemeente wees en ek sal al my vertroue in haar plaas. Die oomblik as sy my openbaar sy haarself. The minute she reveals me, she will reveal herself. Ons wag vir Christus om te kom. We wait for him to come, so that he can be revealed in this world. No. The minute you revealed me, you will reveal yourself. Because you are bone of my bone, and you are flesh of my flesh. You're waiting for the rapture, you're going to wait for another 2,000 years. Jy wag vir God om geopenbaar te word. Die skrif sê, as hy geopenbaar word, word jy saam met hom geopenbaar. Het jy gehoor wat ek sê? Die skrif sê, as hy geopenbaar word, word ek saam met hom geopenbaar. If you reveal him, he will be revealed. As jy hom uit sy blyplek openbaar, word jy geopenbaar saam met hom. En nou moet 'n mens vir jou die vraag vra. Hoekom sal die skrif sê, soos wat hy is ek in hierdie wêreld? As he is, so are we in this world. Want hy het sy intrek in sy huis gebly. So van waar af word hy dan geopenbaar? As die profeet of die hoëpriester moes in die tempel ingaan en God met hom daar praat vanuit die ark van getuienis af en hopelik God vir hom iets sê, dan kom hy vanuit die heiligdom van God af om met die volk te praat. Van waaruit moet hy nou praat? Vanuit sy huis uit. Die priester moet in sy huis gaan om die woord van God te hoor of om gemeenskap met sy Vader te hê en hy moet kan hoor wat God sê. En ek en jy het die geleentheid om vanuit sy tempel uit te hoor wat hy sê en uit te dra wat hy sê. Daarom is die woorde van my mond en die oordeenking van my hart, Here, dit moet welbehaaglik voor U aangesig wees. Want soos wat U is ek. Here, want ek is been van jou been en vlees van jou vlees. Daar's mos nie 'n ander tempel nie. Daar's mos nie 'n ander plek van ontmoeting nie. Daarom sê hy, a chaste virgin to Christ. Heilig, sonder gebrek, sonder vlek en sonder rimpel. Sonder vlek en sonder rimpel. Sy boodskap aan jou word deur die Gees in jou binneste geplaas, want ons is van een Gees deurdronge. Alright? En vanuit sy geestelike openbaring, vanuit sy huis, net soos die hoëpriester, bring ek dan die werklikheid, of jy en ek, of sy liggaam, of wie wat ek al, of iemand wat vernuwe is in die gees van sy gemoed, bring dan vanuit die heiligheid van God af. Vanuit die heiligdom van God af, wat God sê, wat God is, wat hy wil hê jy moet weet, wat hy wil hê jy moet doen. Daarom kon Adam vir Eva alleen los. En daarom het Jesus uit die teenwoordige sienwêreld uit te gaan en sy intrek by jou geneem, want hy het geweet, hy sal jou bemagtig, en hy sal jou in staat stel
om hom te openbaar in hierdie wêreld. Is dit nie? Want ek kan nie eers. Daarom sê Paulus in Efesiërs 1:3, is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Jy kan dit maar daarop sit. Daarom sê hy in Efesiërs 1:3, you are blessed with all spiritual blessings in the heavenly in Christ Jesus. Want vanuit sy heiligdom waar hy is, bring hy en bring jy tevoorskyn wat en wie hy is. En daarom is jy geseën met alle geestelike seëninge. Daar's niks kort nie. Daar's niks kort nie. Dit hang van jou, van my en van jou af, hoe vernuwe is ons in die gees van ons gemoed. Blessed with all spiritual blessings in the heavenly in Christ Jesus. Die vraag wat jy vir my, wat ek en jy vir mekaar moet vra is, wat moet ek nog doen? Wat moet ek en jy nog doen? Dis die vraag. What do we still have to do? You've done it all. Ek en jy moet net vernuwe word in die gees van ons gemoed om te besef dat die wil van God was geopenbaar toe Jesus Christus sy bruid na hom toe wou bring. En ek en jy moet net vernuwe word in die gees van ons gemoed. Ek wil jou graag in Romeine 7 vat. Romeine hoofstuk 7 vers 4. Romeine hoofstuk 7 vers 4. Halleluja. Therefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another, even him who is raised from the dead, that you should bring forth fruit unto God. Here, hoe kan dit duideliker wees? Dit kan mos nie duideliker wees nie. You are dead to the law, and you are married to somebody that's been raised from the dead. En as jy na Efesiërs toe gaan sê, I've raised you with him, so that you can sit in a dignified place. And from out of his temple bring forth fruit unto God. Hallelujah. Here, hoe kan ons nog duidelik? So where did it happen? Where did it happen? The minute he died, the minute when he died from the old, and he raised a new one, that you have the privilege to be married to one that's been raised from the dead. Die voorreg om aan iemand te behoort wat van die dood af opgewek is en nooit weer dood kan sien nie. Jy gehoor wat ek sê? Met ander woorde, alles wat hy in jou lewe ingeplaas het, kan dit waarvoor hy gesterf het nie neutraliseer nie. Jy is net wat hy gesê het jy is. Been van my been en vlees van my vlees. Ekskuus oom, ek preek te lank. En daarom sê hy, jy behoort nie aan iemand anders te nie, behalwe aan hom wat uit die dood uit opgestaan het, sodat die lewe van God jou lewe kan wees. En as die lewe van God in my is en deur my is, soos wat God die Vader van almal, oor almal en deur almal is, kom God se teenwoordigheid vanuit die tempel van God en kan die strome van lewende waters wat lewe gee uit jou binneste kom. Dit hang af hoe ek en jy vernuwe in die gees van ons gemoed. Ek kan of dood voortbring of ek kan lewe voortbring. Ek kan altyd maar die wet gebruik of ek kan die lewe gee. Wanneer laas het jy Jesus gesien? When last did you see Jesus? When last did you see Jesus? Something to think about. If he's alive in you,
Who will reveal him? Yeah. Something to think about. If he is alive in you, and the streams of living waters come from the inside of you, when and where will you see Christ? Think about it. Okay, think about it. Okay, kom ons ek gaan nog so 1 of 2 versies lees, anders is ek nou weer ongehoorsaam aan die oom. Efesiërs hoofstuk 4, vers 23, Efesiërs hoofstuk 4, vers 23 en 24. Efesiërs, en hoor wat hy sê, be renewed in the spirit of your mind. Be renewed in the spirit of your mind. Met ander woorde sê, kry asseblief Christus se gedagte. Kry asseblief in gedagte wat Christus gedoen het. That you may put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Here, hoe kan ek dit nog meer sê? Just be renewed in the spirit of... Kry net God se gedagte. Dis wat hy sê. Kry net God se gedagte, sodat jy vernuwe kan word, en vernuwe kan word in die gees van jou gemoed, sodat jy 'n nuwe mens kan wees, wat aan God, deur Christus, verbind is, sodat jy been van sy been en vlees van sy vlees kan wees. God is gees en niemand kan hom sien nie. Maar ons kan hom openbaar. Daarom is daar net een Here. Daar's net een geloof. Daar's net een doop. En daar's net een God. Jy kan nou maar praat oor 3 keer onderdompel en 2 keer onderdompel en 1 keer onderdompel, daar's net een doop. En dit is die doop in sy dood. Dis is die doop in sy doop in sy dood, ek is gedoop in sy dood, sodat ek op kan staan as 'n nuwe lewende skepsel, been van sy been en vlees van sy vlees. Daarom sal ek my vader en my moeder verlaat, hulle wat my geleer het van reg en verkeerd, en ek sal aan iemand behoort wat my heilig, rein, vlekkeloos voor homself gestel het, en toe ek die offer van bruidskap aanvaar, toe sê, okay, ek gaan my ring aan jou vinger sit, sodat jy met my getroud kan wees, as 'n bruid van die Here Jesus, as been van my been en vlees van my vlees. En daarom kan ek in God wandel in ware geregtigheid en in ware heiligheid. Prys die Here. Amen. Amen en amen. Het ek vir jou iets vertel vanmôre? Adam het werklik 'n idee gehad. Eva het dit net so bietjie gemis. Die kerk van die Here Jesus mis net so bietjie wat Jesus Christus in gedagte gehad het. Ons wag vir hom om te kom op die wolke van die hemel. En hy wag vir ons om hom te openbaar in ware geregtigheid en in ware heiligheid. Vader, baie, baie dankie. U woord is die waarheid en dit sal altyd die waarheid bly, Here. En altyd sal ons weet dat soos wat u is ons in hierdie wêreld, want Vader,